So, ons het laasweek begin met 'n nuwe reeks en ek is so opgewonde. Die Heilige Gees is besig om my dinge te roer wat aan die een kant my bietjie bang maak. So, of nie bang nie, maar is vir my is exciting, scary as dit enigstens sin maak. En ek gaan dit net reguit sê, ek het 'n massive verwagting dat ons gaan begin genesing sien in hierdie kerk. Soos verhaal lanklaas nie hier was nie, maar in hierdie omgewing was. Ek het net dit voel net vir my as die Heilige Gees besig is om hierdie dinge my te roer. Dat hy wil doen wat Jesus gedoen het en is ons beskikbaar of moet hy aanbeweeg na die volgende een wat sal beskikbaar wees en toe ja, Isak, kom maar hier stop, ek wil hardloop daarmee, ek weet nie hoe nie, ek weet nie hoe dit gaan lyk nie, al wat ek gereeld het op hierdie stadium bid, wat ek weet ek moet voorbid is, Here hou my nederig. Want ek dink ons grootste uitdaging as mens, is daai kanker op die grond val, om nie môre te sê, bel hy vrou en vra wie dit gedoen nie. Kry wel my nommer. Nee. Here hou my net nederig, dat ek sal weet, wie was die genees, Here. Ek is nie die instrument, maar ek is opgewonde daaroor. So daarom, dis een van die groot redes hoekom ek begin het met hierdie reeks, kom ons noem dit nou maar geloof wat berge skuif. Miskien moet ons dit noem geloof wat siektes genees. Waar nou. Maar ons het laasweek begin, as jy wil na Markus 11 toe blaai, is 'n baie bekende gedeelte. Jy kan as jy wil, kan jy Markus 11 en dan gaan ons ook in Markus 4 redelik tyd spandeer. Maar ek wil net gou net so recap gee vir die helfte wat nie hier was laasweek nie. Ons het begin in Markus 11. Ek het daar begin, maar dis eintlik my doelwit. Dis my doel, dis my goal. Dis waarby ek wil uitkom, waarby ek wil hê ons moet uitkom. En ek gaan vir ons nog 2 gedeeltes daarby bygee wat vir my, dis wat ek voor my oë hou. Want dis beloftes in die woord. Markus 11 is die eerste een wat hy sê van vers 22. Jesus antwoord en sê vir julle moet geloof in God hê. So ons onthou nou hierdie is toe hulle by die vyeboom verbygeloop het wat hy die vorige dag gevloek het en nou is hy dood. Net so van interessantheid, wanneer het daai boom gesterf? Die oomblik toe Jesus gesê het, niemand sal ooit weer van jou eet nie. Ons kon die volgende dag eers die gevolg daarvan sien. Hou dit in gedagte wanneer ons bid vir iemand wat siek is, of ons spreek ons eie berg aan. Toe Petrus hier vir hom sê, ja, kyk hierdie boom, hy is dood. Toe antwoord hy nie vir hom, of course jy is nie. Toe sê hy vir hom, jy moet geloof in God hê. Want as jy vir jou berg kan sê met geloof, tel op, skuif soontoe, sal dit gebeur. Hy bring dit af na die punt, dit gaan alles oor geloof in God. Dis God wat die werk doen, jy kry toegang tot dit wat God na toe in staat is, deur jou geloof. Dis nie jy wat die berg skuif nie. Is nie Jesus wat die boom doodgemaak het nie. God het. Dis wat hy ons hier leer. Dis sy geloof in die Vader, wat toe hy daai woorde in geloof in sy Vader spreek, toe sterf die boom. Okay, hy sê, julle moet geloof in God hê, want voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hoor hoe mooi hoe begin hy sê voorwaar, hy sê in die oorspronklike taal staan daar amen. Dit sal so wees, ek wil hê jy moet hierdie snap, jy moet hierdie klik
Ek gee vir jou 'n belofte. Hierdie is nie 'n nice to have nie. Dis nie, dit sal nou 'n lekker ding wees as hierdie kan gebeur nie. Hy gee vir ons 'n versekerde belofte. Want dis hoe ons gebede eindig. Meeste van ons. As jy klaar maak, sê amen. Want ek glo dat dit wat ek nou gebid het, sal so wees. Jesus begin hierdie, hy sê, hierdie wat ek nou vir jou sê, sal so wees. Ek sê vir julle, dat elkeen nie die pastoor of net die pastoor nie net die pastoor se vrou nie net hierdie disippels van hierdie tyd nie. Want onthou in Matteus 28 het hy vir sy disippels gesê, gaan nou heen, maak disippels van al die nasies en leer hulle wat ek julle beveel het. En hier is een van die goed wat hy hulle beveel het. As jy vir jou berg sê, elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op, werp jou in die see, maar hier is 'n key, wat geneig is om offense, die Engels het net so 'n mooi woord, die Afrikaans is om te nagekom te voel, of wat het ons gisterand gesê, is om aanstoot te neem. Hierdie gedeelte het hierdie vermoë om aanstoot te gee. Maar ons moet hierdie goed lees en dit met mekaar uitpraat, sodat ons kan weet, hoekom daai berg nie geskuif nie. Want anders, ek gaan jou net nou wys, gaan jy offense vat teenoor die woord. Dis moontlik om offende te raak, om aanstoot te neem in God se woord. As ons nie na goed soos hierdie kyk nie, hy sê, en nie in sy hart twyfel nie. Ons het op 'n plek gekom in die kerk, en ek het dit laas Sondag ook gesê, wat ons ongelukkig, ons het sonde die groot issue gemaak. My maat, as jy net kan ophou sondig, het jy gearrive. As jy kan ophou rook, en nou het ons dit afgewater na hierdie paar goedjies toe. As jy kan ophou rook, as jy kan ophou drink, as jy kan ophou vloek, jy's 3/4 dae. En dan sê Paulus in Romeine 6 vir ons, jy's dood vir sonde. Daai liedjie wat ons net gesing het, will I go back and attend the grave? Ek dink daai ou het Romeine 6 in gedagte gehad toe hy daai lied geskryf het. Sal ek nou teruggaan daarna waar my ou mens begrawe is? Want as ek wil sondig soos wat ek gesondig het voor wedergeboorte moet ek daai ou mens gaan optel. Sonde is been dealt with. Ons het dit die groot struikelblok gemaak, maar dit is nie. Dis 'n mind issue op die oom. As jy wedergebore is dit net 'n ding van anders dink en begin leef uit hierdie heilige, perfekte gees wat binne in jou is. Want jou gees en God se gees sê 1 Korintiërs 6, ek dink is vers 17, wat sê jou gees en God se gees is een. Hy kan nie sondig nie. So hy kan nie besef jy, ek en jy sou nie kon bestaan as die voorhangsel geskeur het en ons sonde is nie weggevat nie, totaal en al weggevat. Toe daai voorhangsel geskeur het en dit was nie die geval nie, was ons almal dood. Want jy kan nie in die teenwoordigheid van God bly bestaan met jou sondige natuur nie. Jy kan nie. So, vir my is die grootste teken dat toe Jesus gesê het, dis volbring, dat dit die waarheid was, is die voorhangsel wat geskeur het. En die allerheiligste staan oop. Want gaan lees voor die tyd. My ou is daar, ou in daai allerheiligste ingestap het. En hy die geringste ding aan hom, alles deur hierdie verskriklike heiligmaking proses, voordat hulle daai een dag in die jaar daar ingestap het. En
as hy een van daai resepte en een van daai prosesse nie presies perfek reg volhou het nie, die oomblik sy daarin is hy dood neergeslaan. Plus, nou het hy nog met hierdie wierook ook daarin gestap, om hierdie wolk in elk geval nog te skep, sodat God hom nie, sodat hy nie face to face met God moet kom nie. En dit was die hoëpriester, die uitverkore hoëpriester. Ek praat nie eens van die plebs van die volk nie. So, wat ek net by wil terugkom is, die feit dat die voorhangsel geskeur is, sê vir my, dat verse soos 2 Korintiërs 5 vers 18 en 19 wat sê, ons is versoen met God. Die wêreld is versoen met God. 1 Johannes, ek dink is vers 2, 1 Johannes 2 vers 1 of 2 wat ook sê, hy die wêreld versoen. Ons het sonde 'n issue kom maak wat nie meer 'n issue is nie. Het ek sonde in my lewe? Yes. Maar ek het die totale vermoë om te oorkom. Maar dis nie meer die ding, dis nie die ding wat maak dat die berg nie skuif nie. En as jy my ken, jy sal weet, ek sal dit oor en oor en oor sê, as jy sonde in jou lewe het, drop het, dis stupid, dit maak jou hart vir God, dit maak jou ore toe vir hom, raak af van ontslae, drop het net. Jy kan, jy het die vermoë. Jesus het vir jou die vermoë gegee. Maar hier is 'n ding wat ek nie oor hoor preek nie. En wat my hart seer maak, want dit is 'n ding wat keer dat ons berg skuif en is twyfel. Ons moet hierdie ding beklei, hand en tand. Hier is nou nog een van my soapboxes, is geestelike oorlogvoering. As jy my refs wil opjaag, dan moet jy nou met my, en ekskuus, ek het nou nie tyd om dit regtig nou te verdedig nie, maar ek het 'n kleintjie dood aan geestelike oorlogvoering. En die manier eintlik, moet ek dit so stel, hoe baie mense dit wil doen, om na die berg toe te gaan en daar te gaan hala, wassa, en om op en af te loop, en 4 ure het hy nou gebid en gebind en geloos en gewat en gedie en gedaai. As ek die kruis reg verstaan, as die oorwinning behaal, ek weet nie wat wil jy voor fight nie. Die vyand oorwin, weer eens as ons teruggaan Matteus 28, yes, en ek is nou so van my punt af, maar dat is oké. As ons teruggaan Matteus 28 toe, dan sê hy, alle mag en autoriteit is aan my gegee. So hoeveel mag en autoriteit het die vyand? Nou vir wat wil ek so ou gaan beklei? Dis so goed, ek wil met 'n 2-jarige babietjie gaan beklei. Maar ek gaan nou met hom war. Hy het geen mag en autoriteit nie. Al wat hy vandag nog kan doen, is wat hy in Genesis 3 gedoen het. Sy kan vir jou lieg. Dis die autoriteit wat hy toegehad het. Daarna, Adam en Eva het vir hom autoriteit gegee. En hy was baas gewees. Maar hy het dit nie meer nie, want Jesus het dit teruggevat. Hy het dieselfde autoriteit as toe hy met Eva gepraat het. 0. Hy kon haar net vir haar lieg en sy het hom geglo. Maar oké. So, maar hierdie ding moet ons beklei. Twyfel. Ons moet, en ek hoop ons gaan dat 'n bietjie by dit gaan uitkom, is bronne van twyfel. Ons moet dit erken in ons lewe, en ons moet met daai goed aggressief deel. Want dit is wat keer dat jou berg skuif.
Hier gee Jesus amper vir ons, en ek is versigtig vir die woord resep, want ek dink resepte maak ons passief. Maar hier gee hy vir ons 'n resep. Hy sê, as jy glo in God, en jy glo dat wat jy sê, dat jou woorde word dan eintlik God se woorde. En jy twyfel nie daaroor nie. Hy sê nie party berge nie. Hy sê nie, hy het nie al hierdie verskonings wat ons aanbied, ja, maar jy weet, ek is nou 'n blanke man in 'n land wat nie eintlik vir blankes werk gee nie, en bla bla bla. Daar's niks, hy sê, as jy in geloof met hierdie berg praat, en jy twyfel nie, sal hy skuif. Jacques, jy gaan nooit hier kom. Hier is vir my nog 'n goal, Johannes 14 vers 12. So daai is ons eerste een, ons wil hierdie geloof hê wat verberg kan sê skuif. Ons wil van hierdie twyfel ontslaa raak sodat ons by dit kan uitkom. Hier's nog iets wat Jesus ons beloof het in Johannes 14:12. Hy sê voorwaar, wie is dit weer? In die oorspronklike taal staan daar amen, amen. Ek sê vir jou, hierdie is 'n belofte wat jy kan bank toe vat. Na die hemelse bank toe kan jy hom vat. En daai bank is nooit of order, of ons werk nie nou nie, of is vakansiedag, of daai bank 'n belofte gemaak het, kan jy daar bank. Hy sê, voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo. Jy sien? Wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. Hier is nou nog 'n groter een, en nog groter werke. Ek wag nog vir eerlikwaar vir 'n revelation, wat is groter as wat Jesus gedoen het. Op die oomblik wil ek net hê, het ons hierdie goal. Ek wil vir ons 'n nuwe goal voor oë stel. Ek wil doen wat Jesus gedoen het. Is dit, en ek praat, as ek dit vra ek dit vir myself ook, is dit ooit vir ons 'n doelwit? Of is ons doelwit om net deur hierdie maand te kom? Of is ons doelwit om die volgende verhoging te maak, of die volgende posisie te kry, of die volgende kar te koop? En ek sê nie daar's fout met een van daai goed nie, maar kan ons nie hierdie 'n groter doelwit maak? Want dit is 'n belofte waarop ek kan staan as ek nie twyfel nie. Die werke wat ek doen, sal jy ook doen. En jy hoef nie so toe te blaai nie, maar ek wil net in al twee hierdie gedeeltes het hy gesê geloof. Die geloof in my het. Glo in God, sê hy vir Petrus, en hier in Johannes sê hy vir die disippels, wie geloof in my het. Waar kry ons hierdie geloof? Romeine 10:17. Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. En dan sê die Hebreërs skrywer sê ook, Jesus, en verskielik onthou ek nou net die Engels, hy sê, Jesus is the author and the finisher of our faith. Ek roer nie hierdie geloof op nie, ek vas nie vir 3 weke nie, ek bid nie vir 6 ure 'n dag nie, ek doen nie al hierdie goed, om vir Jesus te wys, hier is my geloof, bless my geloof. Dis nie waarmee ons besig is nie. Ons spandeer ons tyd in sy woord, hierdie twee klein gedeeltetjies wat ek gedeel het is, wow. En as ons net kan onthou, Here, ek vertrou op U. Onthou, laasweek het ek ook met julle gedeel, wat is geloof? Geloof is net om oortuig te wees. Die grond
verduideliking van pistes, wat nou die Griekse woord vir geloof is om oortuig te wees. Dad, ek is oortuig van wat U deur my wil doen. Ek sê nou vir jou, tel jouself op, gooi jou in die see. Kanker, jy sal vrek in Jesus naam. Want ek is oortuig van hoe goed hy in en deur my wil wees. Man. Jy geweet dat, so hier sê hy vir ons geloof, kom deur die gehoor en gehoor deur die woord van God. Maar jy geweet ons het die vermoë om die woord van God kragteloos te maak. Weet jy, Hebreërs 4 sê vir ons, die woord van God is lewendig en kragtig, soos 'n tweesnydende swaard. Maar ek en jy, en hier's wat ons ook nie van hou om te hoor nie, maar ons moet dit hoor. Ek en jy het die vermoë om hierdie kragtige woord kragteloos te maak. Daai is meer as wat ons graag wil hoor. Blaai vir my na Markus 7 toe. Jy het nou 'n plekkie daar in Markus 4, so net so, hou daai plek in Markus 4, so 'n paar blaaie aan, Markus 7, ek gaan nou nie oor hierdie, Jesus is besig om met die fariseërs te redeneer, maar hy sê in vers 13 vir hulle hierdie, so maak julle dan die woord van God kragteloos deur julle oorlewering wat julle bewaar het. Nou, hulle het ander goeders gehad, maar ons moet goed begin in ons lewe erken. Wat het ons begin oorlewer vir die woord van God kragteloos maak? En ek dink aan een simpel voorbeeld. O nee, ek dink hier is God se tyd nie. God se tyd dat jy moet gesond wees nou. Maar die oorlewering van, miskien het jy nog nie geleer wat jy moes leer nie, en miskien dis net nie nog nou sy tyd nie, en daar is goed wat 'n proses is. En ons gaan nou daarby kom as ons Markus 4 toe gaan. Maar as ander goed, as ek na Jesus, onthou nou weer, ons doelwit, wat Jesus gedoen het, wil ons doen. En Jesus het elke genesing wat hy gedoen het, was of onmiddellik, of binne die volgende paar ure. En hy is ons voorbeeld. Nie my tannie, bless her soul, wat 2 jaar gevat het om gesond te word van kanker, prys die Here as hy gesond geword het, maar God se wil was dag 1. Daai oorlewering, want ons probeer verskonings uitdink vir my twyfel. En ek weet, party van hierdie goed maak eina, maar en ek beloof jou, praat myself ook. Maar dis goed wat ons kan hanteer, en van ontslae raak, en die berge sien skuif. Imagine, 'n ou wat nie oë het nie, sy ooglede sit so op mekaar, en daar is nie eyeballs daar nie. En jy sê vir hom in Jesus naam, sê ek vir jou, oogvorm, dat jy kan sien. En daai ou dans vir 3 weke aan mekaar. Nee, dis wat ek kryf hierna, want ek dink is my pa se hart. Markus 4, ons gaan uiteindelik by hom uitkom. Ek dink nie ons gaan baie ver kom in hom vandag nie, dis oké, ons kan maar volgende week ook klaarmaak. Dis die gelykenis van die saaier, en ek dink ons ken hom almal, maar ek wil hom graag vir ons lees, waar Jesus
Ek gaan in vers 1 begin, ek gaan vers 3, Markus 4, ek gaan in vers 3 begin. Ek gaan die gedeelte lees wat Jesus die skare, want hy het op die bootjie gestaan en die skare voor hom geleer. En dan wil ek ook dan gaan ons nou stukkie vir stukkie deur die gedeelte gaan wat hy sy disippels geleer het oor wat beteken dit. So hy begin in vers 3, dan sê hy, luister, 'n saaier het uitgegaan om te saai. En terwyl hy saai, het 'n deel langs die pad geval en die voëls van die hemel het gekom en dit opgeëet. 'n Ander deel het op 'n rotsagtige plek geval waar dit nie baie grond gehad het nie. En dadelik het dit opgekom omdat dit geen diepte van grond gehad het nie. En toe die son opgaan, is dit verskroei. En omdat dit geen wortel gehad het nie, het dit verdroog. En 'n ander deel het in die dorings geval, en die dorings het opgekom en dit verstik, en dit het geen vrug opgelewer nie. En 'n ander deel het in die goeie grond geval, en dit het vrug opgelewer, want dit het opgekom en gegroei, en dit het gedra 31, 160 en 100voudig. Ek wil spring gou vir my na vers 20 toe. Hier is Jesus se verduideliking, nadat sy disippels vir hom gevra het, Rabbi, verduidelik vir ons hierdie gelykenis wat jy vertel het. En hy eindig met hierdie, en ek wil hê dis nou nog een van ons goals. Ons het 3 verse wat ons doelwit is, wat ons voor oë wil hou. Here, dis wat ek wil bereik. Hy sê, en dit is hulle by wie in die goeie grond gesaai is, hulle wat die woord hoor en aanneem en vrugte dra, 31, 160 en 100voudig. Kan julle saam met my hierdie 100voudige oes begin opfokus? Ek soek 'n 100voudige oes op sy woord. Wat is woord nommer 1? Ek sê vir daai berg skuif. Woord nommer 2, ek kan doen wat Jesus gesê het ek kan doen. 100voudig. As ons die 30voudig kry, is ek bly. As ons die 60 kry, nog beter, maar die 100 is my goal. Die 100 beteken elke persoon vir wie ons bid, word genees. En ek weet, daar's baie ouens wat vir jou gaan sê, jy sal die eerste ou wees met wie dit gebeur, prys die Here. Dan sal ek die tweede een wees, van Jesus was die eerste. Maar ek wil dit ten minste my doelwit maak. En ek gaan nie discouraged raak. Ons gaan nie mismoedig raak as ons net die 30voudig sien nie. At least besef ons, die woord is besig om te werk. En as ek die 60 sien, dan word ek bemoedig en sê, Here, die 100 is op pad. Ek is al beter as die 30 waar ek was. Maar kan ons asseblief net wegkom van die 0 af? Maar ons gaan nie die 30 ons doelwit maak nie. Hier is 'n doelwit, hy sê die doelwit, hy sê, elke saad wat gesaai word, het 100voudige potensiaal. Daar's nie 'n vers in hierdie woord, wat 0 potensiaal het nie. Miskien gaan ek nou 'n bietjie vooruit. Kom ons gaan nou terug. Toe Jesus vir sy disippels gesê het, kom ek verduidelik vir julle hierdie. Kom ons gaan terug net na vers 13 toe. Ek dink dis iets wat baie, baie belangrik is, wat ons moet verstaan. En hy sê vir hulle, dis Jesus wat nou praat, hy sê, begryp julle nie hierdie gelykenis nie, hoe sal julle al die gelykenisse verstaan? Hier is 'n beginsel wat jy maar reg deur jou Bybelstudie, veral in die Nuwe Testament, met Jesus se gelykenisse, die heel eerste ding wat jy moet verstaan, is vers 14, die saaier saai die woord. Elke gelykenis het iets te doen met die woord 'n saad. Hy sê, as julle hierdie gelykenis verstaan, sal julle die ander verstaan. As julle sukkel om die ander te verstaan, hier is 'n beginsel wat julle nie verstaan nie, die woord is saad. En ek weet, baie mense het al hierdie gelykenis vertel in die vorm van, jy weet, hierdie saad is nou geld, en daar's sekere toepassings wat jy kan maak, maar Jesus, toe hy vir sy disippels verduidelik, as julle wil weet hoe om hierdie te verstaan, toe sê hy, hierdie woord, hierdie saad wat die saaier gesaai het, is die woord.
Die woord is saad en hierdie saad is woord. Dan begin hy in vers 15. So, ekskuus, hier is iets wat ons moet onthou van saad. En dit het ek by Andrew Womack geleer. En dis waar ons die beginsel, ek dink net toe ek gesê het, jy weet, dis nie God se tyd nie, is daar dalk ouens wat, ja, maar daar is 'n tydfaktor. Hier is 'n tydfaktor hierin betrokke, en dis hoekom hy gesê, die woord is saad. Dis vir my so mooi hoe hy dit vergelyk met saad. Want, kom ons vergelyk dit met 'n deal wat jy moet doen. Ons het nou al almal deals gedoen in ons lewe, verskillende tipe deals. As jy dink jy het nog nooit 'n deal gedoen nie, jy het al by die checkers by die til gekom, dan swipe sy al die goedjies en dan sê sy vir jou, jy skuld soveel en dan haal jou kaart uit en dan betaal jy het 'n deal gemaak. Ander deals is bietjie meer gecompliseerd, anders is meer eenvoudig. Maar ons het almal al 'n deal gedoen. Maar daar's maniere in die wêreld se manier hoe jy so 'n deal kan omseil. Jy kan gou by iemand gaan geld leen vir jou groceries, dit is dalk nou nie die beste voorbeeld nie, maar in plaas van dat jy self betaal, het jy iemand anders se geld gevat en jou groceries gaan mee betaal. As jy byvoorbeeld vir 'n toets moet of 'n eksamen moet skryf, kan jy dink, ag nee, I've got this, ek's lekker clever, en jy kan die aand voor die tyd, net omdat jy lui was, kan jy die aand voor die tyd klomp goed in jou kop inprop, en jy kan dalk 50,5 kry, waar jy moes 50 gehad het, en jy... Maar met saad werk het nie so nie. As jy oes wil hê, dan het jy 'n manier. Jy moet die saad in die grond druk, dit moet goeie grond wees, jy moet hom nat gooi, jy moet hom koester, jy moet hom versorg, jy moet hom pamperlang, jy moet hom check, kan jy hom alleen los nie, en dan met tyd, eendag, gaan jy 'n oes kry. Ons kyk baie keer na 'n krumetaartboom en sê, wow, dis 'n mooi boom. En ek dink baie keer in ons lewe wil ons daai wow van die krumetaartboom hê. Maar jy besef, elke krumetaartboom het by so 'n saadjie begin. En dis wat vir my mooi is hier, is hy vergelyk die woord met saad. Hier's nie 'n quick fix nie. Jy kan nie gou die aand, wat jy die slegte nuus gekry het, sê, Here, gee my net 'n vers. Ek soek net 'n vers vir hierdie ding. Nee, dan moet die saad al in jou lewe wees. Dan moet daar al plante wees, waarvan jy kan gaan pluk en sê, Here, ek onthou hierdie teks. Ek onthou hierdie belofte. Kan ek en u gesels oor hierdie belofte? Help my om hierdie belofte in hierdie seisoen waar ek nou is, om hierdie belofte 'n werklikheid in my lewe te maak. Maar daar's tyd wat jy al gemediteer het oor hierdie woord. Waar jy hierdie woord al in jou lewe gesaai het, jy het hom gekoester, jy het hom water gegee, en daai in die praktyk is dis daai stilte tyd wat jy saam met hom spandeer, saam met sy woord, sê, Here, praat met my, wys my wat vandag, leer my, waar jy sy woord leer ken. Daar is nie 'n quick fix nie. Dis saad, hanteer hierdie as saad, en sien hoe dit verwesenlik in jou lewe. Hy sê, dan begin hy in vers 15, en dit is hulle wat langs die pad is, waar die woord gesaai word, maar sodra hulle dit gehoor het, kom die Satan dadelik en neem die woord weg wat in hulle harte gesaai is. Ek wil nie te veel tyd hier spandeer nie. So hy verduidelik 4 tipes grond, en ek dink, so hierdie kan 4 tipes mense wees, maar ek dink, in ons eie hart, het ons ook van hierdie 4 tipes grond.
En verskillende seisoene in ons lewe veroorsaak dat ons hart partykeer bietjie harder is, of partykeer dalk beter grond is, meer ontvanklik is, en party skrifte is vir ons makliker om te vat, makliker om in hierdie gedeelte in die goeie grond te plant, en ander skrifte is vir ons moeilik. En dan, omdat ek nie regtig die tyd wil vat, of hom nie lekker verstaan, en dan skiep ek hom verby. Maar hy sê, dis hulle wat langs die pad is, waar die woord gesaai word, maar sodra hulle dit gehoor het, kom die Satan dadelik en neem die woord weg wat in hulle harte is. Let op, as jy deur hierdie ding gaan, hier is die enigste tipe grond waar die duiwel dit kan steel. Die woord letterlik uit jou hart uitsteel. Dan verduidelik Matteus vir ons, as hy oor hierdie gedeelte praat, dan sê hy vir ons, dis wanneer jy dit nie die woord verstaan nie, dan kom die vyand en hy steel daai woord uit jou hart uit. So as jy iets nie verstaan nie, gaan na hom toe en vra vir hom, Heilige Gees, ek verstaan nie hierdie woord nie, ek weet, jy sê, hierdie woord is gees, die gees is een met my gees, so ek kan dit verstaan, help my om dit te begryp, sodat die vyand nie daai uit jou hart uit kan kom steel nie. Vers 16 sê hy, net so ook is hulle by wie op rotsagtige plekke gesaai word, wat as hulle die woord hoor, dit dadelik met blydskap aanneem. Yes, pastoor, awesome woord, dankie pastoor, ek vat hom pastoor, hierheen is myne pastoor, ek hardloop met hierheen, wow! Maar, hy het nou nie maandag sien kom nie. Maar geen wortel in hulle self het nie, waar kom hierdie wortels vandaan? Tyd saam met die woord. Hy hoor daai boodskap sondagoggend. As hy daar uitstap, dan sê hy, prys die Here man, ons is nou, ek is reg vir hierdie woord, vir hierdie week. As jy hom sondag aanvra, waaroor was die preek? Awesome preek, ek kan net nie onthou, waaroor het hy gepraat nie. Want hy het nie gaan tyd maak, om te mediteer oor hierdie. Dan praat ek nou nog eers van maandag nie. Nou het hy dalk sondag, het ons nou onthou, sondag aand het hy hierdie droom gekry, te onthou hy nou waaroor was maandag, of sondagoggend se preek. Ja, ek kan vir my berg sê, ek kan vir my siekte sê, wat jy gaan. Nou kom jy by werk, sien hy ou met 'n loop nie, wag het ek nou vir jou vertel, man, ek kan vir jou siekte sê gaan, en hy sê vir hom gaan, en daai neus loop net nog erger. Hy sê hulle is net vir 'n tyd lank, later, as daar verdrukking en vervolging kom terwille van die woord, struikel hulle dadelik. Jaco, kan jy dalk vir my die King James opsit, van vers 17. Ek vergeet nou, ek wou my 2020 vertaling gebring het, hy sê dit ook. Maar hy sê, they take offense. Immediately, they are offended. Want daai ou sê vir hom, maar kyk hoe loop my neus nog steeds. Sorry, ek dink my pastoor was verkeerd. En hy raak offended met die woord. Want hy het nie eers gaan vir homself sit. Jy sien, hy het maandag werk toe gehardloop, of na sy, hier is nou nog die erger een, die een by die werk kan ons dalk nog hanteer. Nou kom ek by my broer, en ek sê vir hom, broer, ons gaan nou bid vir daai kanker van jou. Wat bedoel jy? Nee, ek het gister geleer. Ons het dit autoriteit, ons kan vir jou kanker bid, en hy bid vir sy kanker, en volgende dag gaan hy dokter toe, en die dokter sê vir hom, ek weet ek het laas vir jou gesê 6 maande, maar ek dink jy nou nog net 3 maande oor. Die woord werk nie. En raak offended. Nou bel sy broer om en sê vir hom, wat se twak? Het jy nou oor my kom bid?
Jy weet daai goed werk nie so nie. Dit was vir die disippels, of dit was vir die apostels, of dit was vir die Handelinge kerk, dis nie vir ons vir nou nie. Genesing is nie vir nou nie. En dan sê hy, weet jy, nadat jy vir my gebid het, het my 6 maande gekrimp na 3 maande toe. Dankie Boet, vir niks. Weet jy dat hy is nie kwaad vir sy broer nie. Hy is nou kwaad vir die woord. Want hy het gehardloop met die pastoor se openbaring. Dit was nie sy openbaring nie. Want almal in die kerk het hande geklap. Man, awesome woord, hierdie moet werk. Onthou wat het Jesus in Markus 11 gesê, en nie in sy hart twyfel nie. Want hy het na sy boetie toe gegaan en sê, kom ons kyk of het werk. Ek wil hierdie ding van Sondag wil ek bietjie try, maar ek gaan op jou try, ek gaan nie op my probeer. En dan is die uitslag nie wat hy voor gehoop het nie. En hy is offended, hoor mooi wat sê hy, later as daar verdrukking en vervolging kom ter wille van die woord. Die vyand is agter die woord aan. Hy is min gespin oor jou en jou kanker en jou boetie se probleme en jou finansiële probleme en wat ook al. Hy is agter die woord aan, want as hy jou offended kan kry teenoor die woord, hoe lang dink jy gaan dit wees voordat jy vir God sê, ek weet nie of enigiets van hierdie waar is. Ek gaan hiermee afsluit, net om vir jou te wys, wanneer ons oog, jy kan na Matteus 14 toe gaan, wanneer ons oog van die bron afhaal, en ons probeer, want hy sê daar, wanneer verdrukking en vervolging kom as gevolg van die woord. Ek wil jou ons ken hierdie storie mooi, maar dit het net vir my so mooi, daai vers 17 van Markus 4 in die praktyk lewendig gemaak. Matteus 14, ons begin in vers 25. Is Jesus wat loop op die water. En hy sê, maar in die 4de nagwaak het Jesus na hulle gekom, al wandelende op die see, en toe die disippels hom op die see sien loop, word hulle ontsteld en sê, dit is 'n spook, en hulle het geskreeu en gevrees, maar Jesus het dadelik met hulle gespreek en gesê, hou goeie moed, dis ek, moenie vrees nie. En Petrus antwoord hom en sê, Here, as dit U is, beveel my om op die water na U toe te kom. En hy sê, kom. So Petrus het 'n woord. Ek wil hê jy moet iets onthou. Petrus het nooit op die water geloop nie. Hy het op daai kom geloop. Hy het op die woord geloop. Die water het nie skielik hard geword nie. Daar het nie skielik klippe onder die water gekom nie. Hy het 'n woord gehad waarop hy gestap het. Kom. 'n Woord van Jesus af. Petrus klim toe van die skei af en loop op die water om na Jesus te gaan, maar toe hy die sterk wind sien. Nou daai wind en die storms was nog heeltyd daar. Vandat hulle in die skei was, dis hoekom hulle so ontsteld was. Die wind en die goed was nog heeltyd daar. Maar toe Jesus vir hom sê, kom, en hy sy oog op hom hou, het hy vir 'n oomblik vergeet van dit. Maar toe vir een of ander rede, en ek dink is twyfel, toe begin hy vir die see en die storm en die wind kyk. En wat gebeur? Hy sink. Verdrukking as gevolg van die woord, as gevolg van die kom. Hy het sy oë van die kom afgehaal
en na sy omstandighede begin kyk. Is dalk nou nie die beste voorbeeld nie. Maar sal dit nie beter wees om dan vir daai boetie te sê, ek hoor wat sê die dokter. Maar die woord sê, want ek het my tyd daaraan spandeer, die woord sê, amen, amen, ek sê vir jou, jy kan doen wat ek gedoen het. En hy het almal genees. Kom ons bid weer. Ons sny hierdie 3 maande af. En as die dokter volgende week sê 6 weke, dan bid ons weer. Maar ons gee nie op nie, van die woord sê. En ek sal nie, dat daai verdrukking my wurg nie. Ek gaan nie dat dit my sink nie. Dit gaan nie ons steel nie. Ons is nou eers by die tweede een. Ons wil kom by die 100. Ek gaan nie hier trip nie. Ek gaan nie hier val nie. Ek weier. Ek gaan nie my oë sit op dit wat ek kan sien nie. Ek sit my oë op die kom, op die woord, op die belofte. Ek het nog nie die belofte gesien verwesenlik nie, maar ek ken die ou wat gesê het, hier's 'n belofte. En ek kan sy woord bank toevat. En as ek sê ou, dan bedoel ek met die grootste respek. Ek ken daai persoon, Jesus. Hy het nog nooit gelieg nie, hy kan nie lieg nie, hy weet nie hoe nie. As hy sê, amen, amen, ek sê vir julle, julle kan doen wat ek gedoen het. En wat het hy vir siekte gesê? Wees genees. Wees gesond. Johannes sê, 1 Johannes 5 sê, hy het gekom om die werke van die vyand te breek. En ons moet begin agterkom, ons moet begin besef, wat is werk van die vyand en wat is werk van God? En siekte is nie 'n werk van God nie. En Jesus het gekom om daai siekte te breek. En daai fight moet ons in ons harte uitmaak. Daai fight gaan ek fight. Totdat ek by die 100voudig kom. En ek gaan nie offense vat met die eerste keer dat ek nie die uitslag sien wat ek wil sien nie. Want ek weet waar lê die fout. John Baker het so 'n mooi ding wat hy sê, genesing is nie my idee nie. Genesing is God se idee. Ek kom net in lyn met sy idee. Dis nie my plan nie. Maar ek begin sy plan leef, as hy sê, ek kan doen wat hy gedoen het. Ek kan 100voudige oes in my lewe sien. Dis moontlik. Dit staan daar. I'm gunning for it. Dis my doel. Ek sit my oë daarop, en ek gaan nie my oë daarvan afhaal, al sien ek al hierdie goed rond my gebeur. My vrou moet my maar sê wat gebeur rondom my, maar ek wil my oë op hom hou. En as hy my wys, hierdie goed is distractions, dis twyfel wat in jou lewe inkom, help my Heilige Gees om hierdie twyfel af te sny. Want ek soek daai geloof. Jesus sê geloof so mosterdsaad. Is hierdie massive geloof nie, is hierdie klein geloof sonder die twyfel. Vat jou nagmaal. En dis vir my die grootste, amazingste voorbeeld en simbool wat ons het van hierdie beloftes. In hierdie Jesus wat ons onthou as ons hierdie nagmaal gebruik, is ja en amen van elke belofte. En daar's 'n belofte wat sê deur sy wonder af ons genesing gekom. Deur hierdie stikkend geslaande, bruised body het daar vir ons genesing gekom. En jy kan dit vandag vat. En ek wil jou aanmoedig, as jy hierdie brood eet, sien in jou gees, hoe dat sy liggaam deel word van jou liggaam. En hy het geen siekte geken nie. Soos in die hemel, so op die aarde. Dankie Here.
Here, ek wil bid vir elke persoon, dat soos wat daai brood verteer en deur hulle bloed, deur hulle liggaam versprei, dat u genesing net bonatuurlik sal versprei in hulle liggaam. Here, ons het net so mooi gehoor dat Melchisedek het brood en wyn met Abraham gedeel. Die tipe van u, die heel eers, of een van die eerste tipes van u, het hierdie simboliek met die Vader van ons geloof gedeel. En dit was nie sommer maar net nie, dit was, ek glo, om sy geloof te stig. Mag u neem van hierdie broodjie iets in ons geloof kom stir, wat sê, my verlosser, my geneesheer se liggaam, nou deel geword van my liggaam. En ek verwag 100voudige genesing. 100voudige gesondheid. Sy gesondheid. Soos in die hemel, so op die aarde. Yes. En ook as jy dan hierdie sap vat, dan onthou ons het 'n beter verbond met beter beloftes. 'n beter verbond met beter beloftes, en ek hou net aan myself herinner, hy het in die ou verbond hom bekend gestel aan die volk en gesê, Jehovah Rapha. Dit was die ou verbond, ek is God, jou geneesheer. As jy al my gebooie volg, sal jy gesond word, maar nou het ons 'n beter verbond. Ek het al my gebooie perfek gevolg in my seun. Jy kan nou net jou geloof in hom sit, en dit wat hy vir jou behaal het, is joune. En jy kan doen wat hy gedoen het. Jy kan wees wie hy was. Jy kan doen wat hy gedoen het. Dis die verbond. Dis deel van hierdie verbond. Jy kan doen wat hy gedoen het. Dankie, Here. Here, ek het een gebed vanmiddag, en dis, help ons om siekte te sien soos wat u dit sien. Miskien moes ek daar begin het. En dankie Heilige Gees dat u my aan dit laat dink, en dit in my wakker maak. Miskien het ons net heeltemal te blasé geraak oor siekte. Dis maar deel van die lewe. Help ons om siekte te sien soos wat u dit sien. Ek dink baie van die res sal volg. In Jesus naam. Amen. Amen.